Baie dankie Pieter vir die verwelkoming, waardeer dit baie. Hoekom ons 'n lesing oor Matteus 24 spesifiek op 'n eskatologie seminar doen, is omdat baie mense se verwagting van die groot verdrukking kom juis primêr uit hierdie gedeelte uit. Meer nog as byvoorbeeld uit Openbaring of Daniël noodwendig kom die verwagting van 'n toekomstige verdrukking van die kerk primêr uit Matteus 24 en Jesus se profetiese rede uit. Die rede daarvoor is natuurlik die apokaliptiese temas wat ons in hierdie hoofstuk vind. Die verskillende vertalings van die Bybel in Afrikaans verdeel Matteus dan ook in verskillende perikope op wat hierdie apokaliptiese temas verteenwoordig. Wat opvallend is hoe die vertalings dikwels verskil. Die 53 vertaling deel Matteus 24 in 4 perikope op, 4 dele, naamlik die begin van smarte, die groot verdrukking, die koms van die seun van die mens en dan uiteindelik 'n vermaaning om waaksaam te wees. Die direkte vertaling van 2020 deel selfde gedeelte op in 6 perikope, naamlik die afbreek van die tempel, die begin van die eindtyd, die groot verdrukking, die koms van die seun van die mens, die les van die vyeboom en die vermaaning tot waaksaamheid. Nou in my lesing vandag wil ek argumenteer dat hierdie profetiese rede van Matteus 24 vanaf vers 1 tot 44 eintlik meer as 'n geheel gesien moet word wat oor een onderwerp gaan. En die sleutel om hierdie hoofstuk so te verstaan begin by die inleiding van die hoofstuk, heel in die begin, Matteus 24 vers 1 tot 3. En ek wil graag vir ons Matteus 24 vers 1 tot 3 lees. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek. En sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word nie. En toe op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? In die eerste plek is dit belangrik in hierdie teks om te verstaan waarom die disippels Jesus spesifiek wys op die geboue van die tempel. Hoekom vestig hulle Jesus se aandag op die tempel? En hierdie gebaar van hulle moet verstaan word as 'n reaksie op wat Jesus in die vorige hoofstuk doen. Matteus 23, naamlik om die Fariseërs en die skrifgeleerdes te verdoem. In die Nederlandse gereformeerde Nuwe Testamentikus Jacob van Brugge skryf dan ook in sy kommentaar op hierdie vers dat die disippels diep geraak sou wees deur Jesus se byna koue verlating van die tempel kort na hierdie oordeel oor die Joodse godsdienstige orde van die tyd. In te midde van hierdie konflik tussen Jesus en die godsdienstige leiers het hulle gemeen dat hierdie indrukwekkende en majesteuse tempel tog vir Jesus 'n bietjie vrede of gemoedsrus sou bring, asof daar tog iets voorberei word vir wat hulle sou verwag het as sy troonsbestuiging in Jerusalem. Maar dan is dit asof Jesus hulle opnuut skok as hy nog verder gaan met sy verdoeming en die vernietiging van die tempel self profeteer. Nou die vraag wat die disippels van Jesus vra, is letterlik, wanneer sal hierdie dinge wees? Nou die eerste vraag is, waarna verwys hierdie dinge?
Hulle praat van hierdie dinge. En die disippels vervolg dan hulle vraag en hulle sê, vra nou die teken van die koms en die volëinding van die wêreld. Nou dis hoe die 53 vertaling hierdie vers vertaal, die volëinding van die wêreld, maar dit is belangrik om te let dat die Griekse woord aiounos, wat die 53 vertaling so vertaal, en die 2020 vertaling vertaal is tyd, eintlik letterlik era of tydperk beteken. Maar antwoorde, dit is nie die woord kosmos, wat as wêreld vertaal word, byvoorbeeld in die bekende Johannes 3 vers 16 waar ons lees, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, nie daar is in die kosmos, hier is dit aion. Hier en elders in die Nuwe Testament, waar daar van wêreld of skepping gepraat word die woord kosmos meestal gebruik. Maar hier met hierdie vraag van die disippels, is dit 'n ander woord. En as jy dit in ag neem, dan verander dit die perspektief op hierdie vraag heeltemal. Dan maak hierdie vraag skielik sin in die lig van die dinge, hierdie dinge, waarmee die vraag van die disippels ingelei word. Wanneer gebeur hierdie dinge? Dit is die dinge waarvan Jesus nou net gepraat het. Die verwoesting van die tempel. Wanneer eindig hierdie era? En wanneer is die koms van hierdie verskyning? En dit is dan nou die verskyning of koms is hoe die Griekse woord parousia, wat die teks hier gebruik vertaal word. Nou ons moet onthou wat die konteks die disippels dan ook vra na Jesus se koms. Hulle vra na sy koms. En hulle het op hierdie stadium nog nie verstaan dat Jesus sou opstaan uit die dood en opvaar na die hemel nie. Ons weet dit. Uit hoe hulle later na sy kruisiging gereageer het. Die einste disippels het immers met name by woorde van hulle leier Petrus Jesus kort tevore bestraf toe hy gepraat het van sy oorlewering om gedood te word. Hulle praat dus nie na sy koms met hierdie paradigma dood, opstanding, hemelvaart, wederkoms in gedagte nie. Immers na die opstanding van Jesus en selfs met sy eerste verskyning aan hierdie einste 11, lees ons in Matteus 28 vers 17, dat sommige steeds getwyfel het. Die theoloog Johannes Betty skryf in die verband oor die woord parousia, wat die disippels hier gebruik. En hy skryf dan, het woord parousia betekent letterlik sowel aankomst als aanwesigheid. Als technische term was het sinds de 3e eeuw voor Christus de officiële aanduiding voor het bezoek van vooraanstaande ambtsdragers. Een bezoek van vooraanstaande ambtenaren, met name koningen en keizers. Het spreekt dus over een komst met gezag en macht. Een komst met gezag en macht, soos 'n koning. Soos 'n koning wat aankom om gekroond te word, om 'n troon te bestyg. So waarna verwys die disippels, wat nog eintlik net in terme van die politieke implikasies van Jesus' posisie as Messias gedink het, met die koms van die Here Jesus, wat Jesus dan op sy beurt noop, om so uitgebreide antwoord te gee, wat ons dan in Matteus 24 vind. En die antwoord lê in die einste skrifte, waaruit Jesus hulle deurlopend onderrig het. Profesie oor hom as Messias, wat die disippels ongetwyfeld van bewus was. En die bekendste hiervan in hierdie konteks is waarskynlik Daniël 7 vers 13 tot 14. En hier lees ons, kyk, met die wolke van die hemel het ingekom soos die seun van 'n mens. En hy kom tot by die ou van daai, en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap oor al die volke en nasies.
en tale wat hom vereer. So die koms van die Seun van die Mens op die wolke, hy word gekroon. En dan ook in Jesaja 9 vers 1, waar ons lees oor die oordeel oor Egipte, en dan sê die skrif, die Here, dis Jahwe, ry op 'n vinnige wolk, en kom na Egipte toe. En die afgode van Egipte wankel voor sy aangesig, en die hart van Egipte smelt in sy binneste. En dit is dan ook 'n antwoord van hierdie vraag aangaande die begin van die Messias se koningsheerskappy, dat Jesus in Matteus 24 vers 7 tot 8 verwys na die oorloë en die aardbewings as dit wat die Afrikaanse vertaling vertaal as die begin van smarte. Ek dink die vertaling van daai frase as die begin van smarte wys op aanname wat die vertalers dikwels maak, dat hier verwys word na die begin van smarte wat gelowiges tydens 'n groot wêreldwye verdrukking sou ervaar. Maar dis nie waarna die Griekse woord odinon, wat letterlik geboortepyne beteken, verwys nie. Daai woord beteken letterlik geboortepyne. In die eerste plek moet ons Jesus se verwysing na geboortepyne verstaan in die lig van hierdie teken wat die Here in die Ou Testament reeds gebruik het om sy oordeele en strafgerigte aan te kondig en tot uitvoering te bring. Die tekens wat Jesus hier noem, aardbewings wat sal kom en oorloë, is kenmerkens van profetiese oordeele. Uit byvoorbeeld Jesaja 13 vers 13, 19 vers 2 en Esegiel 7 vers 15. En sy kommentaar op hierdie verse waar Jesus wys na die tekens van die tyd, verwys Jakob van Bruggen ook na die konsep van geboortepyne, wat ons vertaling nou het as smarte, maar die konsep van geboortepyne as 'n konsep wat algemeen onder die Jode van die tyd aanvaar is, as 'n verwysing na die begin van die Messiaanse ryk. Die Messiaanse ryk sal ingelei word deur geboortepyne. Dit is nie die begin van 'n verdrukking nie, maar die begin van 'n glorieryke era. Die beeld van geboortekontraksies as aanleiding van verlossing vind ons byvoorbeeld in Jesaja 26 vers 17 tot 19 en dan belangrik in Micha 4 vers 10. Micha 4 vers 10 waar die dogter van Sion beskryf word as een wat in mekaar krimp van geboortepyne en dan baar in die veld en daar gered word as die Here verlossing bring. En hierdie beeld van 'n pynlike geboorte as die begin van 'n verlossing word in Micha 4 dan slegs enkele verse voor die bekende profesie van Micha 5 vers 1 genoem. Micha 5 vers 1 wil sê, Christus sal in Bethlehem, Efrata, gebore word. So wanneer Jesus dan in vers 14 praat van die evangelie van die koninkryk wat sal verkondig word oor die hele wêreld tot 'n getuienis vir die nasies, en dan kom die einde, dan verwys daar die einde, nie dan die einde van die wêreldgeskiedenis as sodanig nie, maar die einde van die aion, waaroor die disippels gevra het, die einde van die era van die tempeldiens en die gebaargaande begin van die Messiaanse ryk. En hier weer moet ons verstaan wat bedoel word met dat die evangelie oor die hele wêreld verkondig word. In Kolossense 1 vers 6 en 23 skryf Paulus dan ook dat die evangelie in sy tyd reeds die hele wêreld of die ganse mensdom bereik het. En in daardie konteks is dit natuurlik duidelik dat hy nie verwys na die hele aardbol nie, maar die Grieks-Romeinse wêreld van daardie tyd. En dieselfde woord wat Jesus vir wêreld hier gebruik, oikumene,
word ook in Lukas 2 vers 1 gebruik, daardie verhaal waar Josef en Maria na Bethlehem toe gaan, want daar is 'n opdrag van die keiser dat die hele wêreld ingeskryf moet word. Dan is dit oikomene, dit verwys na die Grieks-Romeinse wêreld. En dit is dieselfde woord wat Jesus sê. Jesus gebruik as hy sê, die evangelie sal versprei na die hele wêreld, die bekende wêreld van daardie tyd. En daai profesie is reeds in 70 na Christus, toe die tempel in Jerusalem inderdaad verwoes is, soos Jesus geprofeteer het, reeds vervul. Want die hele bekende wêreld is toe reeds blootgestel aan die evangelie. En dit beteken dat die voorwaarde wat Jesus hier in Matteus 24 vers 14 stel, naamlik dat die evangelie eers aan die hele oikomene verkondig moet word, voor die einde kom, reeds 40 jaar na sy dood vervul is. En as dit die geval is, dan kan die einde waarvan Jesus praat, nie 'n ver toekomstige einde wees, wat 1000 jare weg is nie. Maar moet dit logischerwys verband hou met die gebeure wat hy reeds aan die begin van die hoofstuk aangekondig het. Met die gebeure waaroor die disippels hom gevra het en wat hy dan antwoord. En die vers daarna, Matteus 24 vers 15, dan praat Jesus dan ook uitdruklik van die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël in hierdie heilige plek. En dit is dan 'n verwysing na Daniël 9 vers 26, wat lui, en na 62 weke sal die gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors sal kom en die stad en die heiligdom verwoes. En sy einde, sal met die oorstroming wees. En tot die einde toe sal daar oorlog wees. Verwoesting is vasbesluit. En op hierdie vers, Matteus 24 vers 15, in die kanttekeninge van die aantekeninge van die Geneefse Bybel van 1599, wat notas van Calvin en John Knox bevat, lees ons die volgende. The kingdom of Christ will not be abolished when the city of Jerusalem is utterly destroyed, but will be stretched out even to the ends of the world. Met ander woorde, in hierdie aantekeninge word die gruwel van verwoesting en al die tekens waarvan Jesus praat van die einde, duidelik verstaan as 'n verwysing na die verwoesting van Jerusalem by wyse van God se oordeel in 70 na Christus. Maar anderwoorde net 40 jaar, min of meer 40 jaar na Jesus gekruisig is, toe die Romeinse Ryk gekom het en die stad, en met name die tempel, vernietig het. En het is dan ook duidelik uit die konteks dat die gruwel van verwoesting van Jerusalem, dat Jesus dan waarsku dat die mense wat in Judea is, hy sê spesifiek Judea, na die berge moet vlug. Die wat in Judea is, na die berge vlug. En dan net daarna verwys hy in hierdie vers, dat wat bekend staan as die groot verdrukking, Matteus 24, vers 21 tot 22, as hy sê, dan sê Jesus, want daar sal groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het nie, en nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes, sal daardie dae verkort word. En is hierdie vers, waar die konsep en die term die groot verdrukking primêr afgelei word. Maar hier moet ons ook in ag neem, Jesus haal, of verwys in elk geval, hier na Daniël 12, vers 1, waar daar geskryf staan, en die tyd sal Michael die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees,
So daar nie gewees het vanaf die volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskryf staan. So nou as Jesus praat van die groot verdrukking, dan haal hy aan uit Daniël 12. En die 17e-eeuse Presbyteriaanse teoloog John Lightfoot, wat ook een van die lede van die Westminster Assembly was, skryf dan in sy kommentaar op hierdie vers die volgende. God lengthened the time for the sake of the elect before the destruction of the city of Jerusalem. And in the destruction, for their sake, he shortened it. It was certainly very hard with the elect that were inhabitants of that city, who underwent all kinds of misery with the besieged, where the plague and the sword raged so violently that they were not living enough to bury the dead. And the famine in Jerusalem was so great that a mother ate her son, which is perhaps the wife of Doug Ben Joseph, of whom we read in the Babylonian Joma. Nou, hier verwys hy natuurlijk na 'n gruwelike verhaal wat afgespeel het in die vernietiging van Jerusalem, waar 'n ma haar kind geëet het, en hierdie verhaal is opgeteken in die Talmud. En Lightfoot sê dan, daardie was die vervulling van die groot verdrukking 70 na Christus. Nou, waarom brei Jesus dan hierna uit, deur dit wat die profeet Daniël noem die grootste verdrukking? Dit klink as wie Jesus sê, dit is die grootste verdrukking in die geskiedenis. Hy sê voor dit was daar nog eens 'n verdrukking nie, en nou dit gaan daar nie weer so verdrukking wees nie. En die antwoord lê daarin dat dit die grootste oordeel is oor die Ou Testamentiese verbondsvolk. En as dit ware die uiteindelike vervulling en voltooiing van al die oordele wat hierdie volk in die ou verbond moes ondergaan. Dis die grootste en finale oordeel oor Israel, wat die Messias verwerp en wanneer die evangelie dan uitgaan na die heidenvolke. Charles Spurgeon prys nog selfs verder hierop uit. As Spurgeon skryf, read the record written by Josephus. Josephus, vir die wat nie weet nie, was die grootste Joodse historikus van daardie tyd in die eerste eeu. Read the record written by Josephus of the destruction of Jerusalem and see how truly our Lord's words were fulfilled. The Jews impiously said concerning the death of Christ, his blood be on us and our children. Never did any other people invoke such an awful curse upon themselves, and upon no other city did ever such a great judgment fall. Dis dan 'n Charles Spurgeon. As ons begin verstaan dat hierdie groot verdrukking waarna Jesus verwys, deel vorm van sy antwoord aan die disippels met betrekking tot die einde van die tempel-era en die inwyding van die Nuwe Testamentiese era met Christus as enigste hoëpriester, dan begin ons verstaan dat hierdie verwysing na 'n groot verdrukking nie 'n kode is vir gebeurtenisse wat 2000 jaar of meer later sou plaasvind nie, maar 'n direkte profesie van die verwoesting van Jerusalem en spesifiek die tempel in Jerusalem in 70 na Christus. En dan natuurlik later in die hoofstuk verwys in Matteus 24 vers 34 vind ons die vers waarna Johannes ook verwys het, waar Jesus uitdruklik sê dat hierdie geslag sal daardie verdrukking sien. Dit sal gebeur voor hulle uitsterf. Die vers lees, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge waarvan hy die hele tyd praat, al hierdie dinge gebeur het nie. In hierdie verband skryf die Canadese teoloog Marcellus Kik dan ook in sy boek Eschatology of Victory dat hierdie vers waar Jesus uitdruklik sê dat dit binne daardie geslag, daardie generasie sal gebeur,
die sleutel is tot die verstaan van Matteus 24 as geheel. Nou as verweer teen hierdie interpretasie dat Jesus met die groot verdrukking verwys na iets wat in die eerste eeu gebeur het, dan verwys mense dikwels na Matteus 24 vers 29, waar Jesus baie sterk apokaliptiese taal gebruik en sê dat die son sal verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, die sterre van die hemel sal val en die kragte van die hemel sal geskit word. En dan sê mense, maar dit het nog nie gebeur nie, maar hier ook, vir die soveelste keer, en hier die referaat wat Jesus lewer, oor die vernietiging van die tempel, haal hy weer eens uit Jesaja aan. En ek het hierdie eers besef toe ek voorberei vir die seminar, en dit het my nogal getref. Jesaja 13 vers 10. Jesaja 13 vers 10 lees. Want die sterre van die hemel en hulle konstellasies sal nie hulle lig laat skyn nie. Die son sal verduister wees by sy opkoms en sy maan sal sy lig nie laat skyn nie. En die profeet Jesaja skryf dit in die konteks van 'n oordeel oor Babel, oor Oud-testamentiese Babel. En so met ander woorde, wanneer hy die beeldspraak gebruik, Jesaja, wat Jesus aanhaal, dan verwys Jesaja nie na die einde van die wêreldgeskiedenis nie. Dit verwys na die koninkryk van die Medes en die Perse, wat Babel sou aanval en Babel vernietig. En net so as Jesus in Matteus 24 vers 29 Jesaja se beeldspraak aanhaal, dan verwys dit na die Romeine, wat Jerusalem sou vernietig in 70 na Christus, nie na die sonnestelsel wat in mekaar stort nie. Dis apokaliptiese taal wat die oordeel van God aandui. Nou Jesus se disippels met wie Jesus se disippels sou natuurlik Jesaja ken. Hulle sou Daniël ken, hulle sou die aanhalings erken in die taal wat Jesus gebruik. En met die wonderlike bemoedigende bevestiging vir ons geloof in hierdie deel is wel dat Jesus se profeseë in Matteus 24 in vervulling gaan het, presies soos hy voorspel het, net soos die Ou Testamentiese profeseë aangaande hom in vervulling gaan het. Nou ter afsluiting wil ek net beklemtoon dat die feit dat hierdie profesie van Jesus aangaande die groot verdrukking in die eerste eeu in vervulling gaan het, beteken nie dat dit nie relevant is vir ons vandag nie. Dit beteken nie dat die waarskuwings wat Jesus in sy profetiese rede uitsit, iets is wat ons nie meer in ag hoef te neem nie, omdat die profesie reeds vervul is. Die geskiedenis, die wêreldgeskiedenis herhaal homself. Nie omdat dit 'n naturalistiese of sikliese proses is nie, maar omdat die goddelike raadsplan wat die hele wêreldgeskiedenis bestuur en hoe die geskiedenis ontvou 'n eenheid is, omdat God een is en God as 'n God van orde bepaalde verbondstrukture en eienskappe aan die wêreldgeskiedenis toeken. Omdat Christus en sy verlossingswerk die spul is waarom die hele wêreldgeskiedenis draai. En omdat die finale wederkoms en die finale oordeel van Christus die uiteindelike vervulling van die hele wêreldgeskiedenis vorm, waarvan die verwoesting van die tempel 'n onderdeel is. Omdat sy verbondsbeloftes vasstaan en omdat elke Christelike volk of vir 'n Christelike volk, ook as volk, binne die Nuwe Testament, binne daardie selfde verbondsraamwerk staan, in so volk se verhouding tot die drie-enige God. Verder leer die Bybel natuurlik immers ook dat daar baie anti-Christe sal wees en baie verdrukking deur die loop van die geskiedenis. En verder weet ons dat Christus weer kom om die wêreld finaal te oordeel. En die oordeel oor Jerusalem was 'n skadu van daardie finale oordeel.
En dat elkeen volgens 2 Korintiërs 5 vers 10 aan die einde van die wêreldgeskiedenis voor die regterstoel van Christus sal verskyn. Maar ons moet onthou dat hierdie profetiese rede in Matteus 24, net soos die apokaliptiese beelde in boeke soos Daniël en Openbaring, nie bedoel is as 'n geheime kode wat met elke geslag opnuut ontsyfer moet word nie. Christus het hier gespreek as 'n openbaring, nie as 'n versluiering nie. So die paradigmas en die temas wat hier ter sprake is, bly vir ons uiters relevant. Ons as gelowiges ervaar vandag ook al die teenkanting by die apostels in die eerste eeu ervaar het nie so intens dat hierdie in Suid-Afrika nie, maar die beginsel is daar, die stryd is daar. Ons ervaar ook hoe wêreldmoondhede opstaan en val en hoe daar vervolging en verdrukking plaasvind. En juist daarom bly die troos van Matteus 24 dat dit Christus se heerskappy en oorwinning deurlopend bly beklemtoon en dat ons mits ons in Jesus bly, soos hy ons in Johannes 15 leer, deel het in daardie oorwinning as sy geliefde kinders. En ook dan kan ons vashou in die belofte dat niks wat gebeur, nie natuurrampe of oorloë of terugslag of verdrukking of persoonlike skade ons ooit sal kan skei van sy liefde nie. Baie dankie.